True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Die eerste episode van hierdie nuwe seisoen vat ons Kaap toe. Die moord op 'n geliefde Suid-Afrikaanse kunstenaar. Sy vrou wat sy moord skelm agter sy rug beplan het. Die moordenaars wat sy gehuur het en die land se skok na die dood van Talib Petersen. 'n Moord wat blykbaar deur gierigheid gemotiveer was. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en jy luister na die storie oor die moord op Talib Petersen. Abdul Muttalib Petersen is in Kaapstad gebore op die 15de April 1950. Talib, soos hy bekend gestaan het reeds van kleins af gewys dat hy 'n besonderse musiektalent gehad het en was net 6 jaar oud toe hy sy eerste openbare optrede gemaak het by die Kaapstadse Karnaval. Op die ouderdom van 24 skop Talib sy teaterloopbaan af met rolle in musiekblyspele wat ingesluit het Hair, Godspell en Jesus Christ Superstar. Hy studeer klassieke gitaar in die Verenigde Koninkryk vir 'n ruk, voor hy sy eerste musiekblyspel geskryf het, genaamd Carnival à la District 6. Die inspirasie was sonder twyfel sy eerste openbare vertoning as 'n jong seun. In die 1980s was Talib deel van 'n groep, genaamd Sapphire, wat hulle interpreterings gegee het van tradisionele Kaapse Maleisiese musiek. Teen 1986 het Talib begin kragte smee met 'n ander groot naam in die teaterwêreld, David Kramer, en die twee van hulle sou verskeie musiekblyspele skryf en vervaardig, wat nie net in Suid-Afrikaanse teaters opgevoer is nie, maar ook by New York se Broadway en Londen se wêreldbekende West End. Dit was in 1987 toe 'n jong vrou 'n audisie gedoen het vir 'n rol in District 6 en sy Talib se aandag getrek het. Hy en Madiga sou vir 'n dekade in 'n verhouding wees voor hulle uiteindelik trou. Madiga het haarself na Islam bekeer wat Talib se geloof was. Hulle het 4 kinders gehad, dogters Jawahir, Aisha en Fatima en 'n seun Asher. In die middel 1990s het Talib en Madiga se huwelik deur 'n moeilike tyd gegaan en een van Madiga se vriendinne wat baie tyd by die huis spandeer het skielik kom kuier selfs al was Madiga nie daar nie en wanneer Talib alleen by die huis was. Die vriendin se naam is Najwa Dirk. Sy was op daai stadium pas geskei van haar tweede man. Sy 2 seuns gehad het 'n vorige huwelik. Najwa se familie was vrugteverspreiders en hulle was baie wel af. Daar's later beweer dat die Dirk familie nie net vrugte versprei het nie. Dit het nie lank gevat voor Najwa by Talib begin vlerk sleep het nie. En teen 1997 was Talib en Madiga geskei en hy het in 'n huis in Athlone ingetrek wat deur Najwa se familie besit is. Talib en Madiga het toesig oor hulle kinders gedeel en het nie veel ander kontak met mekaar gehad nie. Talib en Madiga se kinders het in die huis saam met hom en Najwa gebly vir 2 weke van die maand en dan die ander 2 weke het hulle by hulle ma spandeer. Soos wat die kinders ouer geword het die reëling meer buigsaam geraak en hulle het gebly waar hulle wou. Najwa se 2 seuns het ook saam met hulle in die huis gebly en haar neef het in 'n woonstel op die eiendom gebly. Al was dit nie altyd maklik vir die nuwe gesin nie, het dit gelyk asof Talib tevrede was met die keuse wat hy gemaak het. Dit sou egter later aan die lig gekom dat daar van vroeg in hulle verhouding af al 'n eienaardige dinamiek was tussen Talib en Najwa. Hulle het op die ou end 3 keer getrou. 2 keer tydens tradisionele geloofseremonies en 'n 3de keer in 'n wettige seremonie. Geen van Talib se familie was uitgenooi vir 2 van die seremonies nie. Hy was 'n uiters privaat man en baie van wat hy moes verduur in hulle verhouding het 'n geheim gebly en uitgekom eers na sy dood. Najwa het geweier om Talib se van aan te neem. Op regsdokumente is sy aangeteken as Najwa Petersen, maar vir haar eie doeleindes en om besigheidsredes het sy haarself as Najwa Dirk voorgestel. In 1999 het Najwa en Talib 'n dogter in die wêreld verwelkom en hulle het haar Zainab gedoop.
Talib was oorstelp met vreugde oor sy jongste kind en hy het saam met die res van die familie en haar ouer broers en susters net liefde gehad vir die nuwe kleinding. Najwa het egter al hoe onvoorspelbaar begin optree en sy is met bipolêre verstoring gediagnoseer. Sy het ook gelei aan depressie en is vir weke aaneen in psigiatriese hospitale opgeneem. In 2003 het Najwa probeer om haar eie lewe te neem deur al haar medikasie op dieselfde tyd te drink. Van daai dag af het Talib haar met haar medisyne gehelp deur dit agter geslote deure en slot en grendel te hou en dit vir haar te gee op die tye wat sy dit moes inneem. As hy in die buiteland was vir besigheid, het een van die kinders moes instaan om Najwa se medikasie te reguleer. Haar stryd teen geestesiektes en haar onvoorspelbare optrede het baie addisionele druk op hulle huwelik geplaas. En in 2005 het Talib weer met sy eksvrou begin kommunikeer. Hulle sou mekaar af en toe bel en boodskappe stuur. Vroeg in 2006 is Najwa weer in 'n psigiatriese fasiliteit opgeneem vir behandeling nadat sy in 'n diep depressie geval het. Op 13 April 2006 word sy ontslaan. Daai aand kom Talib se dogter Jawahir tuis en soos wat sy verby Talib en Najwa se slaapkamer stap, kry sy haar stiefma waar sy op die bed sit terwyl haar pa nie stort is. Sy staan vir 'n oomblik stil en praat met Najwa. Hulle praat oor Talib se opkomende verjaarsdag. Najwa het heeltemal normaal voorgekom en het nie gelyk of sy bedwelmd was nie. Jawahir loop aan kamer toe en saam met al die ander in die huis kruip sy in vir die aand. Binne die volgende uur word Jawahir wakker met 'n sagte geklop aan haar deur en haar jonger suster kom in. Sy vertel vir Jawahir dat haar pa na haar toe gekom het en sy weet nie wat om te doen nie. Jawahir stap na die slaapkamer deur en sy luister. Sy hoor hoe haar pa sê, "Nee, Najwa, nee." Jawahir klop aan die deur en maak dit oop. Die kamer is donker, met net die blou lig van die TV wat skyn. Sy roep uit na haar pa en vra of is alles reg. Hy antwoord in 'n dun stem dat sy die lig moet aansit, maar nie moet skrik wanneer sy dit doen nie. Sy kon nie daai belofte hou nie. Die oomblik toe die kamer heeltemal verlig is, speel 'n gruwelike toneel voor haar af. Haar stiefma was op haar knieë op die vloer. Sy het 'n mes in haar hand en Talib het alles gedoen wat hy kon om Najwa te keer. Daar was bloed reg oor sy bors, nog bloed ook op die blindings en die duwy. Jawahir sê die mees angswekkende van alles was egter die uitdrukking op Najwa se gesig. Dit was 'n uitdrukking wat Jawahir sê sy nooit van tevore gesien het nie. Sy het dit beskryf as duiwels. Teen daai tyd was meeste van die mense in die huis wakker en Talib het die mes aan die huishulp gegee wat ook op die perseel gebly het. Hy vra haar om die mes goed te was en dit weg te pak. Toe reël Talib dat Najwa teruggaan na die psigiatriese hospitaal vir nog 3 weke. Hy is hospitaal toe sodat hulle sy steekwonde kon behandel. Daai voorval is nooit by die polisie aangemeld nie. Maar toe Najwa terugkeer huis toe, sou niks ooit weer dieselfde wees nie. Talib se kinders wou nie meer in die huis oornag nie en wanneer hulle wel daar geslaap het, het hulle kamerdeure gesluit. Elke slaapkamerdeur in die huis is van daai aand af gesluit. Talib het in 'n kamer ingetrek wat hy met die jongste dogter Zainab gedeel het en wat se deur ook in die aand gesluit is. Najwa sou later sê dat die verandering in die hele huishouding se slaappatrone was omdat sy gerook het en dat dit Talib gepla het. Maar ons weet nou dat dit nie die waarheid was nie. Dit is moeilik om te verstaan hoekom Talib vir Najwa sou wou beskerm. Die antwoord is heel moontlik omdat die situasie baie meer kompleks is as wat enige iemand van buite af sou kon verstaan. Hy wou moontlik nie toesien hoe sy vrou en die ma van sy kinders tronk toe gaan nie. Maar hoekom het hy haar nie net geskyn nie? Dis hierdie keuse wat hy gemaak het en die inligting wat later ontbloot sou word oor Talib se geldsaake wat moontlik gedui het op 'n mate van beheer en mishandeling in hierdie verhouding. Net soos wat vroue soms terugkeer na die mans wat hulle mishandel en dit nie by die polisie aangee nie, so het Talib ook voortgegaan om by Najwa te bly. Sy kinders was egter nie hiermee tevrede nie en spanning het in die huis begin opbou. Najwa was 'n wel-af vrou. Sy het op daai stadium sowat R100,000 'n maand in haar bankrekening gekry as deel van die opbrengs van haar familie se vrugteverspreidingsbesigheid.
Sy het ook aandele in 'n eiendomsbesigheid gehad en was die middelman vir die verkope van diamante. Najwa het ook onwettig Amerikaanse dollar vir profijt verkoop. Dit het later bekend geword dat Talib geen geld van sy eie gehad het nie. Die geld in sy bankrekening was wat Najwa vir hom sou oorplaas, sodat sy debietorders en lewensversekeringspolisse betaal kon word. Die geld wat hy gemaak het uit openbare optredes of musiekblyspele sou direk in Najwa se bankrekening oorbetaal word. Suid-Afrikaanse musieklegende David Kramer sou later bevestig dat dit wel die geval was. Om die waarheid te sê, Talib Peterson het niks op sy naam gehad nie. Sy ex-vrou het hulle huis in die egskeiding gekry en die huis waarin hy op daai stadium gebly het aan 'n lid van die Dirk-familie behoort. So, al sou hy in Najwa skei, sou hy ook nie die helfte van daai huis se waarde sou kon opeis nie. Najwa het ook daarop aanspraak gemaak dat sy Talib se geld vir hom belê het. Daar was verskeie lewenspolisse in sy naam, insluitende waar sy kinders van sy eerste huwelik begunstigdes was. Maar die mees insiggewende polis was egter een wat 'n jaar voor Talib se dood uitgeneem is, ter waarde van 5,3 miljoen rand. Daai polis het slegs een begunstigde gehad, Zyne Peterson, sy 7 jaar oue dogter. In sy testament het Talib gesê dat die geld deur haar ma Najwa bestuur sou word totdat Zeynep 'n volwasse was. Najwa was by haar dogter se skool toe sy agtergekom het dat 'n ou kennis ook 'n kind in dieselfde skool het. Fahim Hendricks het Najwa vir minstens 20 jaar lank geken. Sy broer het vir die Dirk Fruit Maatskappy gewerk en Fahim was ook op daai stadium steeds vriende met Najwa se ex-man. Fahim Hendricks was egter in 'n ander klas as Najwa en sy het dit geweet. Hy het verskeie maniere probeer om geld te maak en het toe 'n klein wegneem ete besigheid gehad wat hy probeer uitbrei het. Hiervoor het Fahim egter R10,000 nodig gehad om voorraad aan te koop en hy nader die enigste persoon wat hy weet hom kan help, Najwa Dirk. Dit het later bekend geword dat dit nie die eerste keer was wat Najwa aan Fahim sy geld leen nie. Aan die begin van haar skooljaar, toe hulle mekaar vir die eerste keer in 'n lang tyd weer raak geloop het Najwa R20,000 aan Fahim geleen. As sekuriteit het sy sy voertuig gehou. Hy het sy kar teruggekry toe hy die lening afbetaal het. Maar toe Fahim in November 2006 weer vir Najwa vra om geld te leen, wou sy iets heeltemal anders in ruil hê. Sy wou hê dat hy iemand vir haar moes doodmaak, of 'n persoon moes reël om dit te doen. Fahim het beweer dat hy aanvanklik geweier het, maar dat Najwa hom in die dae na die voorstel onophoudelik sou bel, totdat hy op die ou einde ingestem het. Die ooreenkoms was dat hy R100,000 betaal sou word, wat hy dan sou moes deel met wie ook al hy sou kry om die moord saam met hom te beplan en te pleeg. Hy het volgehou dat hy oorspronklik nie geweet het wie die teiken was nie. Fahim het egter onmiddellik iemand genader wat hy gedink het om in kontak sou kon sit met 'n huurmoordenaar. Die 34-jarige Abdur Mjedi het toe net uit die tronk uitgekom en hy het by Fahim en sy vrou gebly. Abdur sê hy weet van 3 jong mans wat in Hannover Park bly en het geen probleem daarmee om iemand vir kontant dood te maak nie. Toe verdwyn Fahim van die radar af vir 'n paar dae. Najwa raak ongeduldig. Sy stuur 'n vriend om vir hom te gaan kuier en sy telefoonnommer te kry. Dit was nie lank daarna nie toe bel Najwa vir Fahim en eis om op hoogte gebring te word van sy reëlings. Daai middag klop Fahim en sy broer by Najwa se huis in Athlone aan en Fahim sê dit was die eerste keer wat hy gehoor het wie die teiken sou wees. Najwa wou haar man, Talib Peterson, laat vermoor. Sy het gesê dat Talib beplan het om haar te skei en omdat hulle binne gemeenskap van goedere getroud is, sou hy die helfte van haar bates kry. Sy wou dit verhoed. Najwa lig die 2 mans in dat die moord soos 'n huisroof of 'n motorkaping moes lyk wat skeef geloop het. Sy sou R30,000 onmiddellik beskikbaar maak as 'n deposito om Talib te vermoor. Wanneer sy lewenspolisse uitbetaal, sou sy dan die res van die kontant vir hulle gee. Talib was op daai stadium in Londen, waar hy die laaste voorbereidings getref het vir sy musiekblyspel en hy is terug in Suid-Afrika verwag op die 13de Desember 2006. Die aanvanklike plan was dat Najwa
Talib by die lughawe sou gaan oplaai en dat die huurmoordenaars dan hulle motor sou kaap en Talib doodskiet, terwyl die twee van hulle terug huis toe ry. Maar op 13 Desember bel Najwa vir Fahim van die lughawe af om hom in te lig dat Talib se vlug vertraag is. Hy sê hy kry nie die 3 jong mans wat die moord moes uitvoer in die hande nie. Toe hy uiteindelik met hulle praat, sê hulle dat hulle nie vervoer het nie en dat die plan nie sou werk nie. Die volgende dag, 14 Desember, was een van Talib se lewensdrome veronderstel om waarheid te word. Hy sou saam met sy 14-jarige seun Ashur optree. Die pa en seun het hulle duet al vir 'n lang tyd geoefen en beplan. Najwa lig hom egter in dat sy sou laat wees, omdat sy siek voel. Die realiteit was egter dat sy 'n ander manier gesien het om haar plan te laat slaag. Sy bel Fahim en beveel hom om die 3 huurmoordenaars na die teater te stuur waar Talib en sy seun se opvoering was. Haar plan was dat hulle Talib buite die teater moes doodskiet die oomblik wat hy uitstap. Najwa het geen probleem daarmee gehad dat Talib voor sy tienerseun vermoor moes word nie en ook nie om sy seun se lewe in gevaar te stel nie. Gelukkig kon die 3 moordenaars ook nie betyds by die teater uitkom nie. Talib Peterson het saam met sy seun Ashur kon optree, onwetend dat hy toe net 2 dae oor gehad het om te lewe. Op Saterdag, 16 Desember 2006, vier Najwa se tweeling niggies hulle verjaarsdag en 'n groot partytjie word gehou. Najwa, Talib en al hulle kinders is uitgenooi. Maar ongelukkig voel Najwa weer siek en sy besluit om by die huis te bly. Talib en van sy kinders is by die partytjie en Talib kom 10:00 daai aand by die huis. Hy kry Najwa waar sy op een van die kinders se bed lê, op die eerste verdieping van die huis. Hy gaan sit by haar en hulle bid saam dat sy sal genees. Najwa se skoondogter sien hoe die twee saam bid. Sy het ook toe saam met haar man, Najwa se seun en hulle nuutgebore baba van die verjaarsdagpartytjie af teruggekom. Die vrou het later sou vertel hoe sy, Talib en Najwa se gebed deur die hele huis kon hoor. Die skoondogter, haar man en hulle baba het stilletjies verby die kamer gesluip waar die gebed aan die gang was na hulle eie slaapkamer toe. Nadat hulle saam gebid het, het Talib Najwa se neefie vir tee en verjaarsdagkoek oorgenooi en die twee het by die kombuistafel gesit en gesels vir nog so wat 'n uur. Najwa het op daai stadium ook daar gaan sit en koek en tee gehad voor sy vir die mans gesê het sy gaan nou slaap. Sy is na die eerste vloer waar sy vir haarself 'n bad vol water getap en kersse om die bad aangesteek het. Sy hoor hoe Talib met die trappe opkom, sy kamer ingaan en die TV aanskakel. Najwa het Talib goed geken en geweet dat hy of die TV sou kyk in sy kamer of in sy ateljee sou besig wees. En dit is presies wat sy vir Fahim en die mans gesê het wat op pad was. Vroeër daai dag het Fahim en Abdur besluit om nie die 3 van Hannover Park te gebruik nie en het Walid Hassan gekry om hulle met die moord te help. Walid en een van sy werkers, Jefferson Snyders, het na Talib se huis gery om die uitleg van die straat te kry en te sien waar hulle die erf kan ingaan. Hulle is die versekering gegee dat die voordeur op 'n skreefie sou oop staan en die veiligheidshek nie gesluit sou wees nie. Die alarm sou af wees en die veiligheidskameras aan daai kant van die huis sou ook nie werk nie. En inderdaad, toe Talib met die trappe opstap na sy kamer toe, het hy nie die alarm aangesit nie. Die reëling in die huishouding was dat die persoon wat laaste gaan slaap, die alarm moes aansit. Talib was nie die laaste een wat daai aand kamer toe gestap het nie. Najwa se ander seun was nog by die tweeling se groot verjaarsdagpartytjie. Najwa het Fahim om 11:30 daai aand vir die laaste keer gebel. So wat 10 minute later bars 2 gemaskerde mans Talib se kamer in, waar hy nog gesit en TV kyk het. Walid Hassan het 'n geweer en sy medepligtige Jefferson Snyders het die kabels by hom gehad waarmee hulle Talib sou vasbind. Daar's beweer dat Jefferson geen idee gehad het dat die rooftog in 'n moord moes eindig nie. Hy het volgestaan dat hy nooit aangesê is dat enige iemand in die huis moes sterf nie. Binne minute
is Talib se hande vasgebind en hy is op die grond gegooi. Walid sê vir Talib dat hulle daar was om die huis te beroof. Najwa stap die kamer in en Talib het vermoedelik toe reeds geweet dat sy op 'n manier betrokke was, al het sy haarself ook as 'n slagoffer voorgedoen. Sy probeer om Talib 'n drukkie te gee, maar hy stamp haar met sy kop weg. Walid slaan Talib deur sy gesig, so hard dat Talib agteruitval en bloed vloei by sy neus en sy mond uit. As daar op daai stadium nog enige twyfel was vir wie die mans gewerk het, is dit ontbloot met daai klap. Najwa het egter die front voorgehou en in 'n onbesonde voorgee van liefde sit sy langs Talib op die vloer en sy soen sy voorkop. Sy praat saggies met hom terwyl hy huil. Jefferson voel Talib sit nie stil genoeg nie en die mans bind hom verder met 'n tafeldoek vas. Walid hou Talib stil terwyl Jefferson en Najwa sy voete ook vasbind. Walid sê Najwa aan om hom na die kluis in die huis toe te vat. Najwa het 'n sak reg met R27,000 kontant. Walid wou ook ander goed in die huis steel om dit soos 'n ware rooftog te laat lyk, maar Najwa wou nie nog van haar besittings afstaan nie en gee haar horlosie vir Walid. Hy vra of daar enigiemand anders in die huis is en sy sê haar seun, sy vrou en hulle pasgebore baba. Walid loop agter Najwa aan na die slaapkamer en sy klop aan die deur wat gesluit was. Walid bars die kamer in. Najwa begin hysteries huil. Walid het sowat R2,000 kontant gesteel en 'n kamera wat in die paartjie se slaapkamer was. In 'n oomblik wat almal se harte laat stilstaan het, staan Walid met sy geweer in sy hand, doodstil by die pasgebore baba se kot. Hy buig af en soen die baba op die voorkop. Walid draai om. Hy en Najwa loop by die kamer uit en sluit die deur agter hulle, terug aan die vasgebinde Talib. Daar kry hulle Talib met 'n handskoen in sy mond. Jefferson het dit gedoen, moontlik om Talib te kry om stil te bly. Maar bizar genoeg kry hulle Jefferson waar hy sit en die trane en bloed afvee wat oor Talib se wange stroom. Op pad terug na Talib se kamer toe het Najwa vir Walid gesê dat hy nou het waarvoor hy gekom het en dit was nou tyd om die taak waarvoor hy betaal word te voltooi. Walid kry 'n kussing uit 'n ander kamer uit en hy beveel Jefferson om op die uitkyk te gaan staan. Dit was moontlik eers toe dat Jefferson besef het dat 'n moord gepleeg sou word en hy was maar al te bly om uit Talib se kamer na buite die huis te vlug. Walid vou die kussing in die helfte en hy druk sy geweer in die vou. Hy rig dit op Talib, wat nie meer die handskoen in sy mond gehad het nie. Talib wieg vorentoe en agtertoe terwyl hy hardop sit en bid. Walid sou later getuig dat hy gehuiwer het om die sneller te trek, maar Najwa het haar hand in die kussing gesteek op sy hand. Een skoot van die geweer gaan af. Hy het volgehou dat hy nie geweet het of dit hy of Najwa was wat die sneller getrek het nie. Talib Peterson is byna op slag dood. Najwa staan langs haar man se liggaam op die vloer en skuif haar fokus na die volgende deel van die plan. Sy beveel die mans om haar in die kamer saam met hulle 7-jarige dogter Zainab te gaan toesluit. Die jonge Zainab het nog geslaap, maar sy sou binne 'n paar oomblikke wakker word in 'n wêreld wat heeltemal verander het, vir ewig. Najwa het Walid en Jefferson tyd gegee om te kon wegkom, voor sy lede van haar familie gebel en gesê het om onmiddellik te kom. Sy lig hulle in dat daar 'n huisroof was en dat sy 'n skoot hoor afgaan het. 'n Lid van Najwa se familie onthou Talib se jonger broer, wat baie naby aan die Athlone huis gebly het. Hy jaag met sy seun na die Athlone huis en die twee van hulle word die eerstes om op te daag. Sy broer kry Talib se liggaam op die vloer. Hy en sy seun breek ook die deure af van die 2 slaapkamers wat gesluit was. Hulle kry Najwa Dirk wat bewe van skok en huil. Die familie se huisdokter gee haar 'n kalmeermiddel voor die speeder op die toneel opdaag om haar verklaring af te neem. Talib Peterson is te rustig gelê binne 24 uur na sy moord, in lyn met die Islam geloof. Op die dag van sy begrafnis lê Fahim Hendricks besoek af by Najwa. Aanvanklik is hy geweier om haar te sien, omdat 'n moslimvrou nie toegelaat word om mans van buite haar familie te sien tydens die routydperk nie. Maar Najwa tree in en sê dat sy Fahim moet sien omdat hy haar geld skuld. Die twee daai dag oor geld gepraat en kontant
is wel oorhandig, maar dit was nie van Fahim aan Najwa nie. Met haar man, wat pas te rustig gelê is, het Najwa die tweede betaling gemaak vir sy moord. R40.000. Talib se jonger broer sou later sê dat hy van die begin af 'n baie nare gevoel gehad het oor daai aand van sy broer se dood. Hy het nie gehou van die manier waarop die Dirk familie opgetree het nie, en hy het 'n knaande gevoel gehad dat daai nie 'n eenvoudige roof was wat verkeerd geloop het nie. 6 maande sou verbygaan voor die waarheid egter aan die lig sou kom. Soos wat die wêreld een van Suid-Afrika se grootste teatersterre sou berou, was die polisie onder druk om die hoë profiel misdaadraaisel op te los. Dit is nie bekend wanneer die polisie genoeg bewyse gehad het nie, maar dit het wel bekend geword dat Najwa een groot fout begaan het in die ure na die moord op haar man. Die polisiebeampte op die toneel het aangeteken dat Najwa 2 selfone gehad het na die roof. Een wat sy gebruik het om haar familie mee te bel. Dit was eienaardig, omdat die selfone van al die ander mense in die huis gesteel is. Die beampte het Najwa gevra om haar selfone as bewysstukke te oorhandig, en sy het gehuiwer. Sy vra of sy net gou 'n paar van die nommers kon neerskryf van mense wat sy nog moes bel om in te lig oor Talib se dood. Die beampte gee sy toestemming, en dit was toe wat Najwa probeer het om Fahim Hendriks se selfoonnommer uit haar foonboek te verwyder. Die polisie kon natuurlik steeds al Najwa se foonrekords opspoor, wat beteken dat sy nie die feit kon uitvee dat sy Fahim 56 keer gebel het oor 'n tydperk van 5 dae voor en na haar man se moord nie. Toe Fahim hieroor uitgevra is, kon hy die polisie vir 'n ruk lank op 'n afstand hou, met die verskoning dat hy en Najwa in 'n verhouding was. Maar die polisie het begin vermoed dat dit nie die hele waarheid was nie, en dit het nie lank gevat nie voor hulle druk op Fahim begin sit het. Hy is uitgeken as die swakste skakel in die moordketting, en Fahim is in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Nadat hy op borg vrygelaat is, vertel hy 'n prokureur dat hy moontlik inligting het oor Talib Petersen se moord. Sy regsverteenwoordiger beveel aan dat Fahim of aan die polisie moet bely of moet seker maak dat hy minstens R20.000 het verborg, sou hy vir moord in hegtenis geneem word. Fahim kom in kontak met Najwa en sy reël dat hy R20.000 kontant by haar huis kan gaan oplaai om te verseker dat hy so min tyd as moontlik agter polisietralies moes deurbring, sou dit tot daai punt kom. Maar uiteindelik besluit Fahim om tog maar die waarheid te vertel. In Junie 2007, 6 maande na Talib Petersen se moord, bely Fahim aan die polisie. Hy kry immuniteit teen vervolging en word onder getuienisbeskerming geplaas. Enkele dae daarna is Najwa Dirk, Walid Hassan, Abdur Mjedi en Jefferson Snyders ook in hegtenis geneem en aangekla vir die moord op Talib Petersen. 4 addisionele klagtes wat verband hou met die roof en die vuurwapen word ook by hulle klagstaat gevoeg. Hulle pleit almal onskuldig. Hulle verhoor is verskeie kere uitgestel, terwyl Najwa 4 keer van regsverteenwoordigers verander het, voor sy uiteindelik op een besluit het. Haar verdediging was dat sy en haar familie wel die slagoffers was van 'n roof, en dat Fahim die meesterbrein moes wees, omdat hy geweet het dat sy geld in die huis gehad het. Najwa gee egter toe dat sy Talib wel vroeër in 2006 met 'n mes gesteek het, en sy weet dit gebeur omdat ander mense haar daarvan vertel het. Sy hou vol dat sy dit nie kan onthou nie. Die kwessie oor die baie foonoproepe tussen haar en Fahim verduidelik sy deur te sê sy het hom gebel om hom te herinner dat hy die lening moes terugbetaal, want uit Najwa se mond, "Money is very important to me." Verskeie ander individue het ook getuig dat hulle by Najwa sou geld leen, maar dat sy hulle nooit gebel het om hulle daarvan te herinner nie, en definitief nie 56 keer in 5 dae nie. Tydens die verhoor het Najwa se pa 'n hartaanval gehad en hy is dood in 'n motorongeluk. Haar ma het ook 'n beroerte gehad. In die uitspraak het die regter genoem dat Najwa probeer het om haarself voor te doen as 'n swak en geestelik onstabiele vrou, maar dat die bewyse voor hom 'n heel ander storie vertel het. In sy opinie
het Najwa groot invloed op haar verhoudings uitgeoefen. Sy het haarself op 'n finansiële wyse bo ander verhef en geld gebruik om haar verhoudings mee te beheer. Sielkundiges kon nie tydens hulle waarneming van Najwa saamstem oor 'n diagnose van haar bipolêre verstoring nie. Die regter het ook hierna verwys en gesê dat Najwa die ongediagnoseerde siekte gebruik het om Talib te manipuleer. Najwa Dirk is skuldig bevind en 28 jaar tronkstraf opgelê. Walid Hassan en Abdur Mjedi is elk vir 24 jaar tronk toegestuur. Jefferson Snyders is gevonnis tot 10 jaar agter tralies. Soos wat die regter ook in sy vonnisoplegging na verwys het, was daar heel duidelike groot mate van beheer en manipulering in hierdie verhouding. Talib Peterson was geliefd, en nie net die beeldende kunste, kringe en musiek en vermaaklikheidswêreld het hom lief gehad nie, hy het 'n lig gehad wat helder geskyn het. Dit het Najwa na hom getrek. En ten spyte daarvan dat hy toe met haar goeie vriendin getroud was, was dit Najwa se doel om Talib hare te maak. Sy het op daai stadium reeds 2 verbrokkelende huwelike agter die rug gehad en was bereid om vir 'n derde keer te probeer. Daar's geen verskoning vir die feit dat Talib ook bereid was om te skei nie, maar sy redes was baie verskillend van Najwa se. Sy was daaraan gewoond om spesiale behandeling te kry. Haar familie was wel af. Sy was gewoond daaraan. Sy het nie geld nodig gehad nie, maar sy was wel op soek na 'n man. Dit sou maklik wees om van mening te wees dat Talib moontlik nie gepla was daardeur dat Najwa die chequeboek in hulle huwelik geskryf het nie, maar van sy familielede het gesê dat hy dit wel aan hulle genoem het dat sy finansiële isolasie vir hom 'n kommer was. Mens sal nooit weet hoekom hy nie van Najwa geskei het nadat sy hom met 'n mes aangeval en gewond het nie. Vir baie is dit moeilik om hierdie as 'n vorm van huishoudelike geweld te ag, maar dit val wel in daai kategorie. Slagoffers van huishoudelike geweld kan beide vroue en mans wees. Dit vind plaas waar iemand in 'n verhouding uitgesonder word, al hoe meer alleen. Ons kan ook nie langer wegkyk waar vroue net so bekwaam soos mans kan wees as die mishandelaars in 'n verhouding nie. Najwa Dirk het gereken sy is baie slinks. Haar hele lewe lank kon sy kry wat sy wou hê, met geld. En dit was moontlik die feit dat Talib fisies en geestelik uit hulle huwelik begin onttrek het, wat haar laat besef het dat sy hom sou verloor, en sy het besluit dat dit moontlik alreeds gebeur het. In 2002 het Paula Fourie 'n biografie oor Talib se lewe bekend gemaak, getiteld Mr. Entertainment, The Story of Talib Peterson. Fourie het baie noukeurige navorsing gedoen en met almal gepraat wat naby aan Talib was om te verseker dat sy al die sieninge oor die storie insluit. Sy maak ook nuwe inligting bekend oor hoeveel mense Talib teen Najwa gewaarsku het, onder andere sy eerste vrou. Madiga en Najwa was eens goeie vriendinne, maar Madiga het deur die jare besef hoe gevaarlik 'n vrou Najwa inderdaad was. Talib se kinders was ook versigtig vir Najwa. In 2020 is Abdur Mjedi op parool vrygelaat. Jefferson Snyders, wat 10 jaar agter tralies was en toe vrygelaat is in 2021 dood. Daai selfde jaar het Walid Hassan, wat Talib doodgeskiet het, vir parool in aanmerking gekom. Hy is nie toe parool gegee nie, maar is wel 3 jaar later in 2024 op parool vrygelaat. Die laaste van die groep, die meesterbrein, die vrou wat die hoogste verraad teen die familie gepleeg het, Najwa, het in 2022 in aanmerking gekom vir parool. As deel van die proses is 'n dialoog met die kinders gehou en as deel van daai proses tussen die slagoffer en die oortreder. Daar is egter berig dat dit nie goed verloop het nie en Najwa is te parool geweier. Later daai jaar het van Talib se kinders ingestem om vir die eerste keer met die media te praat. Sy jongste dogter, die enigste kind wat hy en Najwa gehad het, Zainab, was deel van die groep. Sy was maar net 7 jaar oud toe haar pa in hulle huis vermoor is. Zainab het onthou hoe sy die hele aand ongemaklik gevoel het, maar nie verstaan het hoekom nie. Sy het vir haar pa gesê sy was bang dat iets sou gebeur, maar hy het haar verseker daar was niks om oor bang te wees nie, en hy het haar in die bed gaan sit. Die volgende keer wat sy haar pa sou sien, het hy in 'n plas bloed op die vloer gelê. Haar oom het haar grootgemaak.
Zeynep het verduidelik hoe frustrerend dit vir haar was, dat mense haar ma as boos beskryf het en nie presies geweet het wat daai aand gebeur het nie. Toe sy nog jonger was, het Zeynep haar ma in die tronk gaan besoek, maar soos wat sy ouer geword en haar eie lewe vir haarself begin oopkerf het, met haar eie belange, het daai besoeke minder geword. Toe haar ma vir parol in aanmerking gekom het Zeynep erken dat sy nie seker was hoe die lewe sou lyk, sou haar ma uitwees op parol nie. Zeynep was skrikkerig dat dit vir haar 'n groot aanpassing sou wees om haar ma weer op so normale wyse terug te hê in haar elkedagse bestaan. Zeynep het openlik gepraat oor die stryd wat sy teen geestesiektes gevoer het, insluitende depressie en angs. Net soos haar ma al daai jare van tevore, het Zeynep ook tyd in 'n psigiatriese fasiliteit deurgebring, waar sy geleer het hoe om met geestesiektes saam te leef. Die verskil tussen ma en dogter is dat Zeynep meer bewus is van haar uitdagings en van jongs af stappe geneem het om op die beste moontlike manier te kan genees. Talib se seun Asher is in 2022 getroud en die wyd uitgestrekte tentakels van 'n misdaad soos die was duidelik. Die jong man was net 14 toe sy pa op so 'n gewelddadige manier van hom af weggeruik is. Hy het eers probeer om nie te dink aan wat van hom gesteel is nie en hoe sy pa nooit weer daar sou wees nie. Maar dit was onvermybaar vir die emosies om tog op te duik, veral tydens 'n spesiale dag soos sy troue. Asher en sy bruid het 'n spesiale foto geneem om sy pa op hulle troudag te vereer. Hulle het na die brug toe gegaan oor Nelson Mandela Rylaan, naby Woodstock in Kaapstad, wat in 2015 na Talib vernoem is, en daar het die pasgetroudes hulle foto geneem. Nadat Najwa in 2022 parol geweier is, het sy in 2024 weer daarvoor in aanmerking gekom. En weer het Talib se kinders teruggekeer vir nog 'n dialoogsessie tussen die slagoffers en die oortreder. Najwa het steeds volgehou dat sy op geen manier betrokke was by Talib se moord nie, maar teen die tyd dat die paroolverhoor moes plaasvind, het Najwa of besef dat sy nie meer 'n keuse het nie en moes bely oor haar aandeel in Talib se moord, of haar gewete het haar uiteindelik ingehaal. Wat ook al die rede, Najwa erken haar aandeel in die moord, maar sê dat sy 'n twyfelagtige transaksie, 'n vuil een, in hulle huis toegelaat het, en dat dit is wat gelei het tot Talib se dood. Twee van Talib se dogters wat daar was baie dankbaar hieroor. Hulle sê vir Najwa dat hulle haar vergewe, omdat hulle weet dat hulle pa dit sou doen. En hulle was verlig om uiteindelik, na al die jare, te hoor hoe sy haar betrokkenheid erken. Na die paroolverhoor is die aankondiging gemaak dat Najwa parol toegestaan is en in November 2024 op parol vrygelaat sou word. Maar dit was nie die einde van die storie nie. In September 2024 kondig die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, aan dat hy Najwa se parol vir eens op sy gesit het. Hy vra die paroolhersieningsraad om die besluit deur die Pollsmoor se paroolraad te hersien. Groenewald noem dat van Talib se familielede die hersiening aangevra het, maar dis nooit in die openbaar gesê presies wie nie. En in November 2025 is Najwa se paroolaansoek weer van die hand gewys. Die departement van korrektiewe dienste het in 'n kort verklaring net gesê dat die paroolraad meen Najwa het meer tyd nodig om die spesifieke ingrypingsprogramme te voltooi wat van haar vereis word. Die Petersen familie, soos baie duisende ander slagoffers van gewelddadige misdaad en moordreg oor die land, sal met diep pyn moet saamleef en dit weer oor en oor in hulle geestesoog moet oproep met elke paroolverhoor. Dis die hoofstuk waarmee hulle nou moet saamleef. Intussen bied die herinnerings aan Talib steeds lig en liefde in die lewens van die mense na aan hom. In Januarie 2026 is Talib Petersen en sy boesemvriend en musikant David Kramer die hoogste burgerlike eerbewys toegeken en as ereburgers van Kaapstad vereer. Hulle is tydens die spesiale sitting van die Kaapstadse Stadsraad beskryf as kulturele ikone vir hulle kreatiewe prestasies, sowel as hulle skouspelagtige samewerking vir vertonings soos District 6 The Musical en Cat and the Kings. 'n emosionele David Kramer het sy vriend Talib so onthou. This recognition
is made infinitely more meaningful because I'm sharing it with my late brother in arms, Tali Petersen. To see him receive this award posthumously is a testament to the indelible mark that he left on the soul of the city. Talib was more than just a collaborator. He was the melody to my lyrics and the heartbeat of our shared stories. Talib se dogters het die toekenning namens hulle pa ontvang en daar's geen beter manier om hierdie episode mee af te sluit en Talib Petersen te onthou nie deur die woorde van sy dogter, Jawahir. It is quite tricky to try and imagine what someone would say at a particular occasion. Our dad would have been 75 with an illustrious career behind him, nowhere near retirement. And if you knew him, you'd know that nobody puts words in the mouth of Tali Petersen. So I'm not going to speak on behalf of him. Allow me to speak to him. Daddy, it's been almost 20 years since you left us. 20 years since your voice felt silent, yet somehow your presence has never faded. Today, the city of Cape Town honors you, not only for what you created, not only for what you gave, what you stood for, but what continues to live long after you are gone. And that, Daddy, is what a legend and a legacy truly is. Legacy is not just a title or a trophy. It's not measured by applause or accolades alone. Legacy is what remains when the curtain falls, what continues to breathe in people, in memory, in culture, in courage. Your legacy lives first in your children. Natasha, myself, Aisha, Muhammad Ashur, who's far away in Australia, but whose heart belongs to Cape Town, Fatima and Zainab. Ja, dat klonk kennis. And the next generation of apples to fall from your willow tree, Noura, Muhammad Radi, Wangai, Jerry, Rana, Muhammad Ayan, Wanjao, Maria, Leila, Fatima, and Alina. It's in how we see the world, how we carry our names, and in how we try every day to walk with integrity, compassion, and purpose. It lives in those who worked alongside you, collaborators, musicians, storytellers, those whose lives were shaped not only by your talent, but by your generosity of spirit. And it lives in the countless people whose lives you touched through your music and the stories you told. Today, Daddy, you receive an accolade that before you was bestowed upon Nelson Mandela and Archbishop Desmond Tutu. And while your paths were different, your purposes were strikingly aligned. All three of you dedicated your lives to improving the quality of life of your people. All three of you held up a mirror to injustice while never stripping people of their dignity. But you were unapologetic in your fight for the brown person's place in the world, a brown person's place under the sun. In your own words, hoe sien hulle dan vir ons? And thanks to your and Uncle David's work, the colored narrative stretched beyond missing teeth, gangsterism, and limited opportunity. A cultural experience too often marginalized, too often misunderstood, and yet rich with creativity, complexity, and strength. Daddy, jy het gemaak dat hulle vir ons sien. A little Muslim boy from District 6 with so many odds, but the odds were not ready for you. Daddy, your music continues to travel far beyond your lifetime. It moves through homes and theaters, schools, and generations who never had the privilege of meeting you, yet feel as if they know you. You and your work are now taught in your grandchildren's classrooms, and it's always a bittersweet moment when they tell the story of how everybody knows who my grandfather is. Young people today are drawn to your work, not out of nostalgia, but because it still speaks truth, because it still resonates, because it still gives a voice
to this melting pot of history. Your and Uncle David's work, it said we are here. Our stories matter. And that message remains profoundly relevant in South Africa today. There are things, Daddy, that we wish we could have celebrated with you. Wie Daddy, that's a bridge met jou naam op. A bridge that quite literally connects people, just as you always did. And we hoot every time we go under the bridge and yell, "Pause bridge." Daddy's ook 'n doctor van University of Cape Town nogal. The same university that you were so proud to see me attend, because you were denied that opportunity despite having a straight A standard 10 pass, as you always reminded us. And that same university recognized the intellectual and cultural weight of your artistic contribution. I wish that I could tell you now that your name is still spoken with admiration, respect, and deep affection in rooms that you never entered, by people you never met. And I wish I could tell you how honored we are as your family to be an extension of you. To carry your legacy sometimes feels like a burden, but tonight, seeing all of this and feeling all of this, it has become vastly apparent to me that it is indeed a privilege. One that we carry with humility, pride, and love. Daddy, Buta, today we say Slamat. We thank you and we celebrate you. Your life mattered, your work endures, and your legacy in music, in memory, and in the lives you shaped continues to build bridges long after you are gone. This honor is yours, but the impact is ours to carry forward. Shukran. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal oor die moord op Talib Petersen. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.